Goeiemôre vriende, so hier op 'n Saterdagoggend, Saterdag die 27ste September. Mag julle sommer net so 'n lekker uitskopdag hê. Ek dink maar aan die ouers altyd wat die kinders vir sport vat. So ek dink aan julle hardloop nou weer vandag soos wille honde rond en kom vanaand moeg by die huis. Mag dit ten minste vir julle 'n lekker dag wees wat julle saam met julle kinders dan kan geniet. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Alomteenwoordige Here, Verlosser, Saligmaker, Heilige Gees wat elke dag by ons betrokke is. Dankie vir u oneindige liefde vir elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, vriende, ons het nou gister, ons het eers 'n bietjie stilgestaan by die uitverkiesing. Ou moet eintlik 3, 4, 5 sessies eintlik aan spandeer, maar ek dink ons het net daaraan geraak. Maar toe het ons 'n bietjie stilgestaan om te sê, so het hy ons nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. Hoekom het hy ons uitverkies? Hy het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En ons het so 'n bietjie daarby stilgestaan. Kom ons gaan aan hier by vers 5. Vers 5 sê hy, in sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde, dis nou Jesus, vrylik aan ons geskenk het. En dan gaan hy aan en verklaar hy dit nou. Hy sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. En moet jy maar aangaan met die 9de vers ook. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons nou deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Ek sal net bang as ek nou so met julle chat, dat ek nou te lank eintlik die verse lees, maar dit is 'n eenheid. Maar ek wil nou weer teruggaan wat ons gelees het, want dit gaan oor sy genade, né? Hy sê in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees, né? Sê hy weer hierso in vers 7, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so ook aan ons geskenk het. Nou vriende, ek dink nie ek en jy sal ooit werklik die genade kan verstaan nie. Genade is iets wat jy nie verdien nie. Genade is onverdiende guns alleen. Genade, liewe vriende, is iets wat jy net kan ontvang. Ek het dit al altyd by 'n paar geleenthede vir julle verduidelik om te sê, genade is soos wat Jesus nou kom, of iemand wat op 'n boot staan en hy gooi die reddingsgordel daar so vir jou, net. Dis nou so die reddingsgordel is daar vir jou, jy moet hom net vat. Genade moet jy net aanvaar. Dis al wat ek en jy kan doen. Ons kan soos 'n reddingsgordel, kan ons die genade net aanvaar. As ek en jy die genade nie aanvaar nie, verdrink ons. Gaan ons letterlik dood in ons sonde en is verby met ons, en as die ewige lewe is nie vir ons bestem nie. Maar wanneer God in Christus die reddingsboei vir ons gooi, in hierdie verskriklike onstuimige see, see wat absoluut
'n kookpot is, en ons is daar, ons is besig om te verdrink, en hy gooi hierdie reddingsgordel vir ons, en ons vat hom, en ons kom op die boot, liewe vriende, dan sien ons maar, jene, ek het dit gemaak, nee, ek het dit gemaak. God gooi vir ons die reddingsgordel, dan kom ons sê net gou, die ou wat afgespring het aspris gedoen, nee. Hy het nie afgeval nie. Hy het aspris afgespring van die boot af. Hy het eintlik die hele bootpersoneel in gevaar gestel dat hulle moes omgedraai het, waar hulle uit die storm uit beweeg het, moes hulle in die storm in beweeg het. Dis genade. En al wat daai persoon moes doen, hy moet dit net gevat het. En as jy hom vat, liewe vriende, en as jy aan boord, dan besef jy, dit was genade gewees. Hierdie ouens kon vooruit gery het, hulle was klaar voor die storm, hulle hoef nie vir my wat aspris oorgespring het, teruggedraai het, en nog vir my 'n reddingsgordel gegooi het nie, nee. Dit is simplisties maar sommer net, simplisties, liewe vriende, kom sê God, julle verdien dit nie. Julle verdien nie genade nie, maar ek kom gee vir julle genade. En al wat julle moet doen, julle moet die genade ontvang. Dis al wat julle moet doen. Julle moet dit ontvang en sê dankie vir daardie genade. Maar daar's nie werke by betrokke nie. Ek en jy kan nie genade verdien nie. Genade word vir ons gegee en ons kan dit net aanvaar. En vir my is die toppunt van genade, dat ek oor die uitverkiesing ook so 'n bietjie vir julle gesê het, wanneer God reeds hierdie volk, wanneer hy kom sê hierso, liewe vriende, hy kom sê hierso, dat ons net geweer hier by hom uitkom. Deur Christus is ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy het alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Ons is almal kinders van Abraham, dit word vir ons baie duidelik in die Nuwe Testament ook gesê. Almal wat glo is kinders van Abraham, want hoekom is die verbond, die besnydenis van Abraham gegee? Omdat hy geglo het. Omdat hy geglo het. En daarom is ek en jy nog steeds deel van die verbond. Die verbondsteken het verander, ja, die besnydenis het verander. En die doop is die plek van die besnydenis. Maar ons is nog steeds van die verbond, die deel van die verbond, van die gelowige Abraham. En God het nog steeds, kom sê nog steeds vir ons, maar ons is sy volk en hy sal vir ons 'n God wees. Dis genade, dis die toppunt van genade, liewe vriende. Dat God kom en vir hierdie ou volkie, hierdie sondige volkie, wat eers Israel was en nou eintlik die hele wêreld is, né, omdat jy in Jesus Christus glo. Kom gee hy vir ons hierdie genade, onverdiende guns alleen. En al wat ek en jy moet doen, ons moet dit aanvaar. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde Jesus vrylik aan ons geskenk het. Onverdiende guns alleen. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, sê hy in hierdie omsendbrief, hierso aan die mense in Klein-Asië. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortreding vergewe, kragtens die ryke genade, wat God in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan jou en my geskenk het. Is dit nie absoluut amazing? Daarom wanneer Paulus praat, onthou net in al die briewe wat Paulus praat, staan Jesus Christus sentraal. Dis alwaarvoor dit by Paulus gaan, vriende. Wanneer hy die dwaalleraars aanvat, gaan dit oor Jesus Christus. So al die briewe, en ons kan dit verstaan, op daai pad van Damaskus, waar Jesus hom letterlik geslaan het, eintlik al van bo af, met daai lig en sê, wat doen jy, Saul? Daai tyd is hy dan nog Saul. En ek vra, maar wie is hier? En hy sê, jy is Jesus, wat jy besig is om te vervolg. So, Paulus se hele intent is om die heeltyd te praat en net oor Jesus amper te praat. Hier en daar is hy besig met praktiese reëlings en goeders waarna hy kyk. Maar die sentrum van al die boeke is Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Christus uit die dood. Genade wat God oorvloedig vir jou en vir my skenk. Dit een vraag, is Jesus in jou lewe? Is hy die koning van jou lewe? Het jy hom aangeneem? Het jy die genade wat God in Jesus geskenk het, aangeneem en aanvaar? As ons dit aanvaar het, mag ons heilig en onberispelik voor hom lewe. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.